hartlik welkom in die huis van die Here. Kom ons begin vanmôre ons voorsang. Ons liedere is vanmôre toegespits op die nagmaal, op die sakrament, dat ons die voorreg het vanmôre om ook te mag aansit aan die nagmaalstafel. Wat 'n voorreg is dit nie, om weer daaraan herinner te word aan Jesus, wat vir ons gesterf het, en wat vir ons gelei het. Kom ons sing hartlik saam van die 219, vers 1 en vers 2. Laat ons sing van ons Verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Hoe groot is God se liefde in ons en Jesus wat bereid was met volle krag te betaal en totaal van sang albei te vers. Ek sal sê, Kom ons dan na die 296. Jesus, U is my verblyding. Jesus, U troos in my lyding. Jesus, inhoud van my lewe. Jesus, einddoel van my strewe. Ek sing van U bloed en wonder. Weet hoe groot is al my sonde. Wil my van die guns verspreek by die brood en by die lewe. Van albei die verse van die 296. Yes.
ons die Here sy naam aan ook. Met ons slowly, wat ons sing by die nagmaal, eet die brood, drink die wyn, kom na Christus. Hy stil die honger. Jy doorsê vanmôre op na Christus. Net hy kan ons doen, honger stil. Kom ons sing dan van uit die 303 staande, ons sing die 2 keer. Goeiemôre, vanmôre aan elkeen hier in die huis van die Here. Ons afkondigings vanmôre is die weekkollekte vir Februarie, gaan vir die tuinsigte huis. Dan is daar Bybelstudie Woensdag om 9:30 hier in die kerksaal en almal is baie welkom. Ons het môre aan die 10de Februarie 'n kerkraadsvergadering om 18:45 en ons vra almal se voorbidding vir die geleentheid. Dan bid ons ook in die besonder vir die siekes in ons gemeente en ons dink aan Frans du Plessis, John Batten, Doreen Batten se suster, Ricardo Batten, Cherise en Mark Siege, Pietro Jordaan, Bessie Kutser, Sonja Meiber, Trini Beitel, Corrie van Vieren, Jan Anderson, Clive Breitenbach en dan die Betty Moller se dogter Rina. En dan bid ons ook verder vir vrede in die geweldgetuisterde Midde-Oosterse lande. Baie dankie aan almal wat finansiëel bydra. Dankie as jy dit elektronies kan oorbetaal. Jy is ook welkom om dit in die kollektebordjie te plaas of by die kerkkantoor in te betaal op die dae wat dit oop is. En dan het ons 'n verjaarsdag hierdie week, die 14de Februarie, Alida Rus. Alida, baie geluk. Mag dit vir jou 'n liefdevolle dag wees. Mag dit nie net die rooi hartjies wees nie, maar mag jy ook baie spesiaal en liefdevol wees. En Alida, jou man het klaar gesê jy moet reg wees vir 'n groot bederf Vrydag. Maar geniet jou dag en mag die Here jou seën op jou baie spesiale dag. Ek sal nou die mandjie kry vir jou. Wie daar vat 'n handvol? Baie dankie weer. En vanoggend vra ons vir Jan en Sanet Loubser om vir ons die Christuskers te kom aansteek. Ja, dankie Sanet dat jy voor kom.
Die Christuskers is 'n baie wonderlike simbool. Die wit symboliseer die afwassing van ons sondes, skoon en rein. En die lig is die lig wat skyn in ons donker lewe. En dit is maar net Jesus Christus. En julle lewe is gesentreer rondom Jesus Christus. Ons weet dit, ons ken dit, ons sien dit. So as julle vandag vir ons aansteek, is dit vir ons 'n baie groot geleentheid. En ek wil so hierso sê, julle weet, die gemeente lê ook in 'n harte, tussen julle se oop. Maar met die leiding wat gegee word, toegewydheid, moet ons julle dankie sê. Ons moet baie tyd vir mense ook dankie sê, want as ons die mense dankie sê, dan weet ons waar kom dit vandaan, en ons eer God in dit daarvoor. En dan in die tyd wat hulle nou deurmaak, Sanet, ons bid vir julle. Ons bid met smeking, maar ons bid ook met mekaar. Want ons weet, vertrou, dat Jesus in die aanraak, en sy groot genade, ons sê nie meer as dit die wil van God is nie, maar dan klink dit so as ons sê as God wil. God wil genees. Daarom sê ons volgens die wil van God. Dit ons aan so. Wat sê jy? Kom ons bid saam, vat mekaar saam, asseblief. Liewe Here, ons is hier voor U by hierdie Christuskers. En ons loof en prys U, Here Jesus, dat U na hierdie wêreld gekom het, die volle prys betaal het, ons skuld vereffen het, dat ons nie meer vreemd is nie, verwyderd is nie meer met sonde besmet is, waaroor ons niks kan doen nie, want U het vir ons Here die totale verlossing gebring, die reiniging, dat U ons sondes afgewas het, ook soos hierdie wit kers, en dat U die lig is, en dat U vir ons die lewe is. Ons dank U Here ook vir Jan en Sanet, en elke ander een wat ook met toewyding in die gemeente werk, maar veral vir hulle wat leiding neem, en vir elke kerkraadse, en elke ander persoon wat ook leiding neem in die gemeente. Maar vir hierdie twee mense wat ons vanoggend aan die opdraag, dat U hulle ryklik sal sien, in al hulle behoeftes, hulle lewe 'n pad saam met U Here, U versterk hulle, U rus hulle toe, U oorlaai hulle met U genade, en ons eer U daarvoor. En ons bid U seën ook verder op hulle lewens. Saam met ons vir Sanet, Here, ons kom pleit by U, ons kom smeek by U, want dit moet ons doen in afhanklikheid. Maar dan dadelik ook met 'n groot dankbaarheid, dat U die Here is wat in beheer is, dat U alles in U hand hou, en dat U ook vir haar in U hand hou, Here. 'n hand van genesing, 'n hand van opwekking, 'n hand van oorwinning. Gee dit ook vir haar, deur die groot genade. Ons wil ook verder aan U toewy, Here, oor onsself, om 'n dankbaarheid vir U te doen. Ons loof en prys U naam. Amen. Ja, ons wil 168 liedjies sing. Ek het gewonder hoe ons op die bord. Ek tel met die Bybel en ek sê, waar kom 168 vandaan? Kom jy, Sanet? Ja, man, as jy met jong word, dan raak jy verstrooid. Kom ons staan nie by mekaar. Kom ons sing die 168, Heilige Jesus. Christus,
Goeiemôre, lieve broers en susters. Baie welkom in die Kinderdiens vandag. Ek het maar gehoor by mense wat ook die luister en instapel op die streaming, dat as ek preek, ek het nie die Jaanse stem, dan raak ek weg. So ek het die ding sommer nie in my mond sit. Maar dat hulle ook duidelik kan hoor. En julle nou mooi hoor. Ok, baie welkom vandag. Het julle vir mekaar al welkom gesê? Hoe rondom julle? 'n besondere geleentheid vandag, in die teenwoordigheid van die Here, rondom sy woord, by die gedekte tafel, met die tekens van verlossing, mag ons elke een in die geloof sterk word, en toegerus word vir dit waartoe die Here vir ons geroep het. Ek en my vrou het vanoggend jammer so laat dat ons 'n kaartjie geskryf vir Magda sal gee. Weet julle, Kersfees het gekom, en toe kom ons in Januarie aan, en toe kom Magda net so groot in ons. Sê, dit is julle Kersgeskenk, waarvoor ons geweldig dankbaar is. Ek kan nie vir julle sê hoe lekker was dit. Baie dankie. Dit was net 'n groot plesier. Ons vier sommer Kersfees hierdie naweek, toe ons hierdie kaartjie vir die kerkraad en die gemeente geskryf het, met groot dankbaarheid uit ons harte. En nou wil ek 'n bietjie met julle raas. Weet julle is moderne fariseërs. Ek het spesiaal die voorkom sit. Hulle sê ons die fariseërs in Jesus se tyd het die voorkom sit. Maar die moderne fariseërs is daar agter. Maar ek is so kyk om julle te sien. Toe maar jy het jou plek. Maar sit lekker kinders by mekaar, julle doen dit, soos vanoggend, ook vir die saam. Ons gaan die diens vandag ook 'n belewenisdiens maak. So daar gaan geleenthede wees, en ek gaan vra dat sekere tye die woorde op die bord verskyn, en dat julle dan rondom daai woorde stil gaan word voor die Here. Ek sal presies sê wanneer, en aan die einde na die uitspreek van die seën, gaan die seën ook daar verskyn, jou net weer bietjie te lees. Ek het dit goed opgestel, met 'n besondere doel, ook vir die impak op jou lewe, en dan gaan Marie ons 'n noot gee, en dan sing ons die amen. Goed, wonderlike geleentheid, brood in ons hand te neem, en te eet, wyn of druiwesap oor ons lippe te neem, en net so te voel, word die verlossing in Christus Jesus deel van my hele wese. Wat 'n wonderlike voorreg het ons nie as kinders van die Here. Die aanvangswoord wat ek graag vandag met julle wil deel, en ek het ook spesiaal vir hierdie geleentheid geskryf, kom o lig, en verlig die duister in my. Kom o lewe, en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer, en heel my wonde. Kom, vuur van goddelike liefde, en verteer my sonde. Verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom, my koning, kom sit op die troon van my hart, en regeer my lewe, want u alleen is my koning en my Heer. En nou met die seëngroet gaan Robbie dit op die bord sit, en sal staan die terug, dan lees ek, en sal staan almal, dan bly ek stil, want anders oorheers die microfoon, en dan praat julle. Genade en vrede vir julle van God die Vader, Want sy liefde is daar geen einde. en van God die Seun, Ons skuld het hy gedaan. en van God die Heilige Gees. Hy maak ons nuut. Die Here groet ons almal, en hy seën ons, hy wat hier by ons is, hy raak ons aan vandag. 'n wonderlike danklied wat ons dan saam sing, is lied 188 vers 1 en 3, kom dank nou almal God. Ons staan. Kom dank nou almal God, met
gedeelde roeping. Jy weet, as 'n mens Sondag en Sondag dieselfde ding sê, dan kan jy ook na die skaalbord toe gaan. Of wat het julle in die oond vandag? Of 'n worsie wat al staan en brand op die stoof. En hierdie gedeelde roeping, as jy mooi daarop kyk en ons sê om met ons hart uit, dit sê so baie. Dis ons toewyding aan die Here. Nou kom ons sê ons gedeelde roeping, hardop saam. Die Heilige Gees maak ons toegewyde lidmate deur gebed en daagliks eer. En dan sing ons die 440 vers 1 en 4. Ons moet aansit aan die tafel van die Here en die Bybel en ons formulier is baie duidelik daaroor dat ons moet oppas as ons in die tafel van die Here sit. Ons raak aan heilige tekens. Dit is nie die liggaam van Christus nie. Dit is nie die bloed van Christus nie. Maar deur ons geloof en deur die werking van die Gees neem ons daardie stukkie brood en ons dink aan dit wat God in Christus Jesus vir ons kon doen. As op die wyn. En dan moet dit ergens in ons hart wees, elke keer as ons dit doen. Nie meer slagtigheid nie, maar 'n verootmoediging en 'n nuwe toewyding aan die Here met vreugde en met blydskap. Omdat as ons toevlug tot die Here neem, dan gaan ons na 'n God toe wat liefde is en wat wil hoor dat ons jammer is oor wat ons verkeerd doen. Dat ons nie groot opkry in ons lewens nie. Ons plek voor hom ken, maar dat ons kan weet, hy sien ons in genade aan. Daarom kom ons verootmoedig ons aan die Here en ons wy ons aan die Here toe, kom ons doen 'n gebedsaam. Ewige en almagtige God, U ken al ons begeertes. Vir U is niks verborge nie. Reinig daarom ons harte deur die werking van U Heilige Gees, sodat ons U volmaak mag liefhê en U heilige naam mag groot maak. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Robbie gaan nou hierdie gebed vir ons op die bord sit. Die gebed wat ons saam gebid het, lees dit weer. Dalk is daar iets besonders in jou lewe, as jy praat van heilig ons, iets wat jy vir die Here wil sê, voor ons aansit by die tafel van die Here, die geleentheid nou. As jy die Here Jesus nog nie ken nie, hy wag vir jou. Uitgestrekte arms, om na my te moeg wat jy laat, om jy daar is en ek sal jou rus gee. Doen dit dan. Neem hom op sy woord, en antwoord op sy woord te vertrou. Lees, en dra gepaard met die stil gebed. Amen. Terwyl jy so bly sit, kom ons in 203 vers 1. Loof die Here.
so aankondig. Ons gaan 3 kort gedeeltes lees, Romeine 12 vers 1 en 2, 1 Petrus 2 vers 4 en 5, en Johannes 15 vers 4 en 5. En die tema van die prediking is onderoggend, gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer. Dink daaroor, gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer. Kom ons lees die gedeelte saam. Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle, daar staan na broers, maar ons net stel sê broers en susters, gemeente. Op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. In 1 Petrus 2 vers 4 en 5, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. In Johannes 15 vers 4 en 5, waar Jesus sê, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen. Voordat ons die boodskap bring, kom ons buig ons in gebed. Here, U is die onputlike bron van alle goeie dinge, van al die seëninge, van alles wat ons elke dag ontvang uit genade uit U hand. En ons eer U, Here, veral vir die liefde van die gawe van U liefde. Vanoggend is ons hier saam om na U woord te luister. Here, gee dat ons U woord mag hoor, met 'n opregte begeerte om te ontvang wat dit beloof en te gaan doen wat dit van ons vra. Laat ons harte oopmaak, Here, want U wil vir ons seën vandag. Ons het 'n opregte begeerte vandag na U. Dat U met ons sal praat, dat U vir ons sal transformeer en verander waar dit nodig is na U wil. En dat U vir ons ryklik sal seën en toerus vir dit waartoe U vir ons geroep het. En daarom, Here, wil ons U woord hoor om dit te gaan doen wat U van ons vra. Graveer U woord, Here, nie net in ons verstand nie, maar ook in ons harte. Hemelse Vader, dit help nie dat ons alles maar net verstaan nie, maar dit word nie deel van ons lewens nie. En daarom bid ons, o Gees van God, dat U hierdie woord baie diep in ons harte en ons lewens sal insny, dat dit deel van ons DNA, van ons totale bestaan sal word, want in U woord is die lewe, en U woord is die lig vir ons pad. Verander ons in die Heilige Gees, om al hoe meer aan die beeld van U seun gelyk te word. Ons wil ons verwonder oor U heerlikheid, terwyl ons in hierdie helder spieël van die evangelie kyk. En Here, ons kom doen ondersoek in hierdie spieël. Ons kom sien onsself. En hierdie spieël is U woord, wat vir ons wys hoe U wil hê ons moet wees. En daarom bid ons dat ons al hoe meer en meer verander sal word
na die beeld en gesindheid van Jesus Christus, sodat ons waarlik kan lewe, Here, sinvol kan lewe en vreugde en vrede kan ken. Ons bid dit tot verheerliking van U naam, in die naam van die Here, Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Kort gedeelte van die gebed gaan nou weer op die bord verskyn. Lees dit rustig deur, maak dit tot die gebed van jou hart. Amen. Broers en susters, ons teksgedeelte vandag is Romeine 12, vers 1 en 2, maar vandag net vers 1. Dis 'n geweldige ryk gedeelte. En dit volg baie mooi op mekaar met 2 boodskappe. So ek gaan vandag fokus op vers 1 met 'n tema. En dan volgende week gaan ons vers 2 lees. Maar ek wil vra dat julle volgende week net een dingetjie sal voorberei as jy vers 2 lees. En dit is dat alles wat ek vandag sê uit die woord van die Here, alles wat die Here vir ons sê, waar begin dit? Net daai vraag. Loop met hom hierdie week. Hoor die boodskap van vandag, ek gaan weer op YouTube lees. Kyk hom hier as jy wil, en vra vir die vraag. Dit alles wat ek vandag hoor, en weer gaan na luister, gaan doen dit asseblief, want ons moet maar meer en meer luister, dit gaan vinnig, waar begin dit? Vanoggend se erediens wat ek begin met die vraag, en ek vra dat jy in jou hart dit sal antwoord, wat gee vir jou lewe en my lewe sin en betekenis? Wat lewe daar in jou gedagtes en jou hart, wat vir jou sê, hierdie ding, hierdie een belangrikste ding, wat alle goed op wees, maar hierdie een ding wat voorop staan, in my lewe, gee regtig vir my sin en betekenis. Bring ware vreugde en vrede in my hart. En ons moet veral hierdie vraag al hoe meer en meer vandag vir ons afvra. Want die duiwel wil ons wegrokkel juis van hierdie vraag af. Hy wil nie hê ons moet meer vra, dan dinge wat diep sny in ons lewens, wat wesenlik is. Hy wil ons bring na oppervlakkige goedjies toe. En dan vir ons wys maak, dat as jy hierdie dinge najaag, of hierdie dinge doen, dan het jy op die lewe waarde en betekenis. Kyk maar net ons gejaagde samelewing. In die sakewêreld en ongelukkig tydlik ook in die kerk, wil ek sê, ek wil nie veralgemeen nie, klim die een persoon oor die ander se skouers om bo te kom. Dan behoort nie 'n greintjie twis en tweedrag in 'n gemeente te wees nie. 'n Mens behoort in 'n gemeente vrede daar te jaag. En ook in jou eie lewe. Hoe lyk dit met ware vrede in jou lewe? Regtig? Wees eerlik. Hoe lyk dit met ware vreugde? Nie maar net 'n glimlag op die gesig nie, maar ware diepe vreugde in jou lewe. En dan is die antwoord op dit alles, ook nog vra op hoe werk het, hoe lyk dit vaste hoop? Nie hoop dat ons mekaar sê, ag, ek hoop dit gaan gebeur nie. Ek hoop jy word beter nie. Maar 'n vaste hoop wat sê, hierdie goeie dinge, dit wat ek nou najaag, is die wil van God
en hy gaan dit werklikheid in my lewe maak volgens sy wil. Nie as hy wil nie. God wil die goeie in ons lewens. Al die ander dinge kom van die duiwel af en van die erfsonde af. So ons bid volgens die wil. Dis net die Here Jesus Christus wat in die tuin van Getsemane gebid het, Vader, as dit U wil is. Want hy het 'n geweldige stryd gehad. En hy geweet is die wil van die Vader. Maar as dit U wil is, Here, maar nie by ons nie. Want Jesus Christus wat daar gehoorsaam was aan die wil van die Here en wat gesterf het en opgestaan het uit die dood, het God se vrede gebring. Het God se vreugde gebring, sy verlossing vir sondige mense. En dit staan vas vir jou en my. En ons kan daarop hoop met 'n vaste hoop vir ons lewens. Hoe staan dit met die hoop op in jou lewe? Het julle gekyk na die vuur en die veldbrande en die verwoesting in Los Angeles? Hierdie video's gesien het, ek net so min of meer sien. Meeste van ons sê, was dit nie verskriklik nie? Hele Palestina. Mense wat ryk is, gedink het, ek wil koninkryk. Ek sê nie, dit is ongelooflik allemaal. Maar wat met die hele dinge gehad het, en die Here het hulle geseën, en ek is seker as van hulle wat in dankbaarheid en die Here ook daaroor geleef het, maar honderde ander mense het totaal alles gemaak. Ons het saam met hulle gehuil. Al sit hulle in Amerika, maar dis wat ons moet doen. Ons treur saam met die wat treur, daar's kinders van die Here daar, wat alles verloor het. Maar daar was al een gedeelte, en een foto wat later geskyn het, van 'n brandweerman wat so naby 'n vuur bestaan. Regtig gedink of hy in die vuur is, met die groot stroom water en die vlamme. Hulle sê die vlamme was so hoog, hoër as huise. En die vonke van die boomstamme het tot 'n myl verder gevlieg en daar weer 'n brand veroorsaak. Maar daai foto het by aangegryp, want ek het gelees dat baie van die brandweermanne het 60 ure aan mekaar gestaan. En daai tuinslang, so naby daai hitte, om te kyk, kan ek net nie iets red vir hierdie mense. Wat 'n passie is daar mense lewe. Hoe sy die oorgegee aan my taak? En dis waarom ek vandag met julle wil praat. Hou daar beeld voor oor. En daai pak swete, het hy nie. En hulle van hulle glad nie eens van slaap nie. Want hulle het hierdie mense se belange op hulle harte gedra. Hulle het 'n passie in hulle harte gehad vir mense wat in nood is. Dis wat hulle gedryf. Om daai ure te werk, is dit nie maar net om geld en ander dinge. En dan weet nie, julle het al gelees van Moeder Teresa, né? Wat die Nobelprys gewen het. En 'n klomp geld gewen het. Sy het in 1929, sy is in Calcutta gebore, en sy na Indië toe gegaan. En om haar lewe kort te vat, sy het 'n liefde gehad en 'n deernis gehad vir mense wat in nood is, in krisis is. Nie dan net aangeplakte, warmhartige. Sy het omgegee vir die armstes van die armes. Sy het geblydenis in hulle. Sy het alles prys gegee in die visie, en die roeping wat sy gehad het. Daai geld van die Nobelprys het sy net so teruggeploeg weer in daardie werk. Ons kan sê 'n wonderlike mens. Maar as jy haar getuienis lees, dan kom jy agter hierdie gelowige word gedryf deur die liefde van God. Liefde vir God, want God het sonder mense en arme mense en mense wat nie weer in die gemeenskap pas nie, mense wat verstoot word, mense wat nie regtig gehelp word nie. Deur God se liefde het daar in haar hart
'n liefde ontraad. En sy het dag en nag gewerk. En sy het baie teenstand gekry, want sy het volhard. Sy het aangehou, want sy is innerlik gedryf deur iets, niks buite, soos hy brandweerman, van binne af is sy gedryf. Nou, wat veroorsaak dit in hierdie mense se lewens? En in enige mens se lewe, wat so liefdevol na buite kyk, nie net maar ingekeerd kyk na my eie behoeftes en my eie belange nie, wat so omgee vir mense, vir die uitgeworpenes in die samelewing, vir die randfigure met wie mense eintlik niks te doen wil hê nie, is 'n mens se hart wat passievol is. En die passie wat sy hart dryf, is die liefde van God. Want dit is God se hart. Dit is God se wese. Nou, hoe gebeur dit in my lewe? Ons sal volgende kyk, waar begin dit? Maar wat moet hier plaasvind? Daar moet 'n toewyding wees. En dis wat ons teksvers sê. Absoluut sê, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Gee julleself. Dit gaan nie om my nie. Dit gaan nie om my kindertjie binne nie. Inteendeel sê die sielkundiges, as ek dit doen, dan raak ek depressief. As ek te veel kyk na my eie lewe en my eie belange, dan raak ek dan so gespanne, en dat ek kan nie koppel water hou nie, want ek veg en leef net vir my eie belang. Natuurlik moet 'n mens dinge doen vir jou oorlewing en jou versorging in die lewe. Maar jy kan nie daarin sin en betekenis in die lewe kry nie. Kom ek sê dit vir julle. Jy kan nie, ek het dit ook al probeer, as 'n jong man. Jy kan nie daarin ware vreugde en vrede vind. Jy kan nie 'n hoop hê op daardie goed nie, dit gaan verby. Dis net wanneer daar met jou 'n geweldige oorgawe, nou kyk daai woord wat ek opbly, jy kan ook ander betekenis hê, maar 'n beter woord is 'n toewyding aan God is. Gee jouself. Gee jouself weg. Mense wat werk met ander mense se emosionele lewens, waar dit traumaties is, en waar dit seer is, en waar mense as het ware hoop wil verloor, is een van die dinge wat hulle sê, kyk buite. Raak betrokke by iemand anders wat jy kan help. Dis ding vreemd. Jy het dit nie die moed om dit te doen nie, maar hulle sê, begin klein, babatreetjies. Maar as jy dit begin doen, dan begin jou lewe regtig weer sin en betekenis. Natuurlik nie net dit nie. Van die basis van my geloof in Christus Jesus. En wat beteken toewyding? Dit beteken 'n lewe, en hoor ek die volgende woorde, wat ten volle aan die drie enige God toegewy is of oorgegee. Hoor die woorde ten volle. Jy kan nie net dit begin. Jy kan net sê, ek kyk nou en nou. Dis nie toewyding nie. Dis nie toewyding in die betekenis van die woord nie. En dis nie toewyding om God dit wil hê nie. Hy vra van sy kinders 'n totale toegewydheid, en dit beteken om Jesus Christus te volg. Dit beteken om in alles gehoorsaam te wees aan die wil van God. En alles wat jy sê en doen en dink, 'n totale toewyding aan die Here. En nou word nie gepraat van ons liggaam. En hierdie woord is verwarrend. Ons kan dink liggaam beteken net die vlees. Maar as jy na die Grieks toe gaan, soma, is die Griekse woord, dan beteken dit juist die totale mens. Jou emosies, jou denke,
jou gevoelens, jou hele totale mens. Vel, been, bloed, innerlike lewe, verstand, wil, alles. Daar is net mooi niks wat jy terughou nie. Dis wat dit beteken, die woord liggaam. Paulus verwys met hierdie woord die totaliteit van die mens aandui. Nie maar net een element van hom. Alles in jou lewe. En as jy gepraat word van 'n lewende offer, dan wil die woord van die Here sê, ag nie maar net een keer. Dit is so, half toevallig nie. Ag, ek voel dat dis om dit te doen. Kom doen ek nou maar hierdie keer. As ek praat van 'n lewende, dan is dit nie dooie goed wat jy nou die Here toe bring. Jy weet, my geld hier en daar, bietjie van my tyd, dis nie dit nie. Dit is iets wat voortdurend is. Dit hou altyd aan. Ek vra myself die vraag af, wat is die volgende wat ek aan God kan wy om Jesus te volg en aan hom gehoorsaam te wees? En as dit 'n lewende offer is, ons is toch bewustelike mense. Ons is nie 'n stuk hout of 'n skaap wat geoffer word soos in die Ou Testament nie. Dit moet bewustelik wees. Dis nie 'n passieve ding nie. Dis elke keer 'n besluit wat ek neem, hierdie ding in my lewe het ek nog nie aan God toegewy nie. Ek het nog nie toegelaat op die pad van heiligmaking, dat die Gees van God ook totale beheer hiervan oorneem. En gewoonlik is dit daardie ding wat jou lewe die meeste versien. En ons is eerlik. Maar ons dink dit is die antwoord van ons lewens. Daarom gaan mense na substansies toe. En dis juist die ding wat hulle moet los. Want hoe meer jy daarvan doen, hoe groter krywing het jy. Dis die effek daarvan. Want dit gee nie regtig vir jou oplossing nie. Dit verlig nie regtig vir jou omstandighede nie. Al wat weet daai ding verlig is nog meer. En nou sê die Heilige Gees vir jou, ook vir kinders van die Here, ek noem 'n voorbeeld, maar ek kan baie ander dinge wees. As ons bewustelik dit nou beteken het, ons kyk na ons lewens elke dag, want ons wil alles aan die Here toewy. En dan laat ek die Heilige Gees toe om uit te wys in my lewe, wat is dit wat nog nie aan God toegewys? So ek moet dit bewustelik doen. En laat werk. En die Gees van God toelaat om die verandering in my lewe te bring, die vernuwing in my lewe te bring, wat God wil hê. En dan word gepraat van 'n heilige offer. Jy weet, broers en susters, heiliging en 'n heilige lewe word al hoe skaarster in die tyd wat ons leef. Al hoe meer en meer word mense liefhebbers van genot as van God. Al hoe meer en meer gee mense hulle oor aan immorele dinge, onetiese dinge. Ons kan die 10 gebooie lees. Want die 10 gebooie beteken nie nou werk ek goedjies af en ek het 9 uit 10 gekry nie. Die 10 gebooie word saamgevat deur Jesus, deur 'n liefde vir God met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my krag. En 'n liefde soos God liefhet vir my naaste. En dis 'n heilige lewe, om my af te sonder van dit wat kwaad is, om al hoe meer en meer in my lewe ontslae te raak van daardie goed, want dit bring die onvrede in my hart, dit van die sin en betekenis in my hart weg, en my toe te wy aan God en sy dinge, wat hy bedoel vir my die beste. En dit is 'n proses wat voortgaan. Ons noem dit die pad van heiligmaking. En nou is hier 'n belangrike woord, wat vir God welgevallig is. Wat is ons maatstaf? Nie wat my plesier nie, maar wat God plesier, in 'n mooi sin van die woord. Wat God se hart bly maak. Dis die dinge. Daardie dinge wat vir God aanvaarbaar is. Hoor jy woord, aanvaarbaar is. Dis waarna ek soek en waarna ek streef. Geen verdienste nie.
Want dan beteken dit ons gaan wetties lewe en dan gaan ons uitkies wat ons wil doen en nie wil doen nie. Ons gaan nie dink of dit eintlik maar vir God aanneemlik is nie. Ek bepaal dit eintlik. Maar as jy dit doen uit reaksie op die genade van God, dan is dit anders. Dan word jy gedryf deur daardie passie van God, van liefde wat in jou hart begin leef. Passie om hom te dien met jou hele lewe, en 'n passie om om te gee vir mense om jou. Soek na sy wil. Jy wil al hoe meer en meer gevorm word met die beeld, na die voorbeeld van Jesus Christus. Jy lewe uit liefde en dankbaarheid. Jy is bereid om gevorm en verander te word deur die Heilige Gees. Dis hoekom Paulus hierdie gedeelte begin op grond van die groot ontferming van God. Dit moet ons dryfveer wees. Dit moet ons passie wees. Hoe dit begin volgende week. Net vandag, wat het moet wees? Hierdie liefde van God, hierdie genade van God, in Christus Jesus, moet my hart, my lewe so oorweldig, en vir myself soveel sin en betekenis hê, en so geweldige vrede vir my bring, en 'n vreugde, niemand het 'n glimlag op my gesig nie, dit ook ja. Dit is lekker om mense te praat met 'n glimlag het. En daai glimlag beteken, dan vir 'n gelowige, daar's 'n vreugde in my hart. En daar's 'n hoop wat lewe, wat nie afhanklik is van dinge van hierdie wêreld. Daai ontferming van God, in Christus Jesus, sy geliefde seun. En daarom, broers en susters, wil ek hê ons moet amper klaar, moet ons let op hierdie groot ontferming van God in Christus Jesus. God se reddende genade. Kom ons vat gehoorsaamheid as een voorbeeld van toewyding vir Jesus. Filippense sê, hy wat aan God gelyk was, het dit geen roof geag nie, hy het nie daarin vasgeken nie, om aan die mens gelyk te word, net homself omgee. En in die gestalte, in die oopera staan nie maar net van 'n mens aangeneem, maar van 'n slaaf. En hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Dit is daai ontferming, die passie wat ons in ons lewens moet hê. Gewortel in die liefde van God in Christus Jesus. En as jy nou praat van iemand, en lees maar die Bybel, en wys my een teendeel oor wat ek nou gaan sê. As jy praat van iemand wat regtig omgegee en weer opgeoffer het en weer toegewy was aan randfigure, aan mense wat deur die samelewing uitgestoot is, dan is dit Jesus Christus. As jy met die Fariseërs raas, in Matteus 25, moet jy dink hy raas met hulle regte. En ons moet hulle dat hulle tot insig sal kom, en tot verering sal kom. Dat hulle sal afsien van dinge wat nie hulle lewe sinvol maak nie. En daar kom melaatses, mense wat die samelewing niks meer te doen wil hê nie, hulle moet iets verlomp hulle. Buiten die stad gaan loop. Hy gaan eet by 'n tollenaar, die mees gehate persoon, wat die belasting inlaat, dink ek nog veel beter. Laat iemand in die soom van sy kleed dra, wat eintlik 'n onding was in daai tyd, as jy raam is. Hy doen dit. Hy raak mense aan, wat ander mense sê, daar's geen hoop nie, en hulle sien, en hulle word genees. En dieselfde wat in Jesus Christus is ook in jou en my. Nie as 'n towergroot as ons mense aanraak nie, maar as ons bid vir mense vir genesing, dan doen ons dit in daardie vertroue, dat dit is God se wil. Dit is. En ons salf mense met die seën van die Here, van Jesus. En ons moet dit doen. Ons het 'n min daarvan. Dis nie 'n charismatiese ding nie. Dit ding wat staan in die Bybel. Dit bring ons naby mekaar.
daai passie, daai liefde verwortel in Jesus Christus. En dan Jesus se diens. Hy het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en die lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Was nie fokus, was nie op hom nie. En hy in Johannes die hande ingevat en die skotel water ingevat en hy begin om sy disippels se vuil voete te was. Op sy knieë voor sy disippels. En Petrus sê, nie my voete die Here, nooit nie. Dan sê Jesus vir hom, as ek dit nie vir jou doen nie, dan jy nie jou nie. Maar dan leef my gesindheid nie. Gesindheid van diens. Jesus in gebed. Hy het kort afgesonder om met die Vader te praat, veral as daar iets belangriks op sy pad lê, soos die verkiesing van die disippels, en veral ook voor sy lyding, sy kruisdood, en by die versoekings in die woestyn, het hy gebid, en hy het nooit getwyfel dat dit die wil van God is. Liewe broers en susters, wat is ons redelike godsdienst? Kom ons kyk nie na ons lewens. En nou praat ek nie van dinge wat jy maar net so doen. Ek praat van geloofsgewoontes. Let op. Uit die Bybel uit is daar geloofsgewoontes. En geloofsgewoontes is om te bid en nie net ruimties gebed te sê. En nie maar net hier en daar gebedjie afgesonder, maar om jou kamer deur toe te maak, soos Jesus sê, toe hy vir ons Vader geleer het, jou te gaan afsonder vir 'n tyd lank en stil te word voor God en net jouself oop te maak. Dis moeilik vir ons mense, ons westerse mense ken dit nie. Ons probeer altyd op geloofsreis te gaan. En die eerste ding wat ons dit geleer het onder Willem Liegel, wat die boekie geskryf het oor geestelike dissiplines, was dit verskriklik moeilik. Want hy sê vir jou, hier's 'n blaar, gaan sit daar onder 'n boom vir 'n 3 kwartier. En maak jou hart oop vir die Here. Wat doen ons met opgaan na toe, opgaan na toe? Ons moet alle goed raak sien. Maar ons het geleer om te fokus. Ons het geleer om net stil te word en te ontspan, net te fokus op God en die Heilige Gees. En weet jy hoe wonderlik met jou. En as jou gedagtes weggaan, dan bring jy dit net weer bewuster terug. Ons het 'n gewoonte aangeleer, iets soos, ek het nie lief vir jou. En dan word ek stil. En as daar 'n gedagte kom, sê ek net, ek het nie lief vir jou, dan verdwyn dit goed. Dit verdwyn, ek bedoel jou. En dan lees ek die woord van die Here, en ek word weer stil voor God. En ek lees na die woorde net vinnig nie, want God wil weer die woorde vir my iets sê. Daar is besluit toewyding. En dan moet ek dan weer die woord van die Here lees. Ek moet dan Psalm 23 vir 'n maand lank lees. En om weer drink en om eet, dat hy deel van my lewe word. Stil word en luister na die Heilige Gees. Liewe broers en susters, glo in Jesus Christus, dis toewyding. Glo regtig genoeg. En nie die geloof beteken jy neem hom aan as die enigste verlosser en saligmaker van jou lewe. Jy kom by daardie punt dat jy vir jouself sê, ek kan nie sinvol leef nie, kan nie vrede hê nie, kan nie vreugde hê nie, kan nie hoop hê nie. Ek is 'n verlore sondaar mens, as jy dit nog nie gedoen het. Ek neem U aan in die geloof en die dankbaarheid as my enigste verlosser en saligmaker. En as jy dit al gedoen het, doen dit weer. Doen dit oor en oor as 'n bevestiging van jou lewe. Volgens die voorbeeld, dis toewyding. Meer al hoe meer en meer
hoe het Christus opgetree, hoe het hy gepraat, hoe het hy gedink. Ons is volgelinge, disippels van Jesus Christus. Lewe na volgens sy beginsels en sy waardes. Van lees met al die bergrede. Dan kry jy 'n insetting van al die waardes en al die beginsels hoe Jesus Christus wil hê 'n gelowige van hom moet leef. En dan moet jy God liefhê regtig met jou lewe aan. Regtig. En jou lewe siel. En jou lewe verstaan. En met al jou kraag. En met jou naaste opreg lief. Selfs met daardie een wat dit vir jou moeilik maak om lief te hê. Ek weet met hand om die blaas om kan sit en so nie by sy noodspreek aan. En jy wil hom eintlik die grootste liefde is by Jesus Christus. Jy wil daai vreugde en daai goedes wat jy het, wil jy met hy ook. En daarom is die laaste ding die getuienis. Transformasie is die antwoord, broers en susters. Waar wie jy sit, wie wat ek staan. Vra die Here vir my en vir jou. Wat is jy bereid om prys te gee? Wat moet jy nog prys gee? Waar moet jy regtig nog toelaat dat die Heilige Gees jou lewe verander en vernuwe? En ons moet nie bang wees om dit te doen nie. Daai pad en daai proses is verwydend. Ja, ons moet opoffer ons bring, daar staan of ons moet 'n offer bring. Dit is 'n offer wat ons bring. Want dit is nie 'n offer wat ons nie kan bring nie. Net en nie net konsentreer op geld nie. Jy weet, baie keer werk ons so, as dit oor geld gaan, dan gee ons oral goed uit, hier's 'n special by Checkers. Ek het nou 2 sugar-free Cokes koop vir 34 rand. Wow, hy kos gewoonlik 21 rand. Ek kan hom kry vir 17 rand. Ek koop sommer 20. Ek het dan verstaan dat iemand dit doen. Net 'n voorbeeld. Iemand het geld. En dan kom baie van ons mense en jy het 'n klein sakkie. Bedankbaarheid vir sekuriteit en bydrae. Terwyl jy groot sak moet hê. 'n hart van dankbaarheid. Dis waar wil die Here vir jou sê, hier's nog iets. Van soek dit. Dis nie 'n seer proses nie. Ek loop nie hiervan. Ek is hierdie reis. En ek word my lewe word so verryk, ek kan nie vir julle sê nie. Geweldig baie, en as jy nou wil praat met my oor hoe ons dit doen en so aan, en ons doen 'n paar praktiese sessies, enige tyd. Heilige en lewende offer. Net om aan te sluit die volgende week, as jy nou dink oor waar begin het. Dis nou 1 Petrus 2, jy moet ingebou wees by die hoeksteen. En lees ek net iets weer. Johannes 15, jy moet ingeënt wees in die bewusheid. Dis wat die Here wil vir jou en vir my 'n oorvloed van sin en betekenis hê. Die Here wil vir jou en vir my vrede gee wat nie van hierdie wêreld is nie, wat ongetent is, sê Paulus. Ver hoe ons gedagtes en ons verstand. Die Here wil jou 'n vreugde gee wat in jou hart borrel, soos lewende water. In jou lewe opbring. Die Here wil vir jou en vir my meer en meer vaste hoop gee vir al in die tyd wat ons het. Kom ons begin by die nagmaal en ons word so verryk. Amen. Kom ons doen 'n gebed vir die nagmaal. Ons God en Vader, deur die vaderlike liefde nooi ons vandag om die tekens van die versoening met ons te ontvang. Ook die Seun, Jesus, wat vir ons gesterf het, nooi almal wat moeg en oorlaai is. Ons weet daarom, jy sal beslis nie die dienaars wat om genade smeek en verlossing soek in die lewe en dood van Jesus Christus wegwys nie. Daarom reik ek vandag uit na U. Vul my opnuut met die Heilige Gees.
Gee dat ek na hierdie tafel sal kom met nederige ootmoed en met begeerte om u genade te ontvang. Gee dat wanneer ek vandag die sigbare tekens ontvang, ek weet die geloof, die gebroke liggaam van Jesus Christus en sy bloed wat ons voed vir die ewige lewe sal ontvang. Amen. Die lied wat ons nou sing, wil ons gaan omwys nie. Terwyl die tafel voorberei word, is lied 391 en daarvan sing ons die eerste en die 5de vers. Welkom sê vir vandag. Dankie Hemel. Ons moet almal nooi om nou die tekens te gebruik. Dit is nie ek is van die waarde. Sê vir julle beleid ontvang sy liefde van die waarde. Want ons dit tekens om te sien. En die Here nooi vir ons. Sê kom eet die brood. Kom drink die wyn. Bly besig. Dis vir jou. Dis my liefde vir jou. Kom ons neem die tekens eers uit, en nou nie dit, en dan stel ons die nagmaal in.
Ons sê dankie vir ons diakens wat tafel vir ons voorberei het vir vanoggend. En nou ook ons bedien het en nou ook ons vir die Here bedien. Neem die stukkie brood in die hande asseblief. En julle wat ek doen. So is die liggaam van Jesus Christus gebreek. Neem dit. Dink daaraan en glo dat die liggaam van Christus gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sonde. Die bloed van ons Here Jesus Christus het daar op die kruis gevloei en die hele kruis so plat gemaak en die grond. Die bloed van Jesus Christus waarvan die teken is, reinig ons van alle sonde. Was ons skoon, witter as sneeu. Neem dit, drink dit. Dink daaraan en glo dat hierdie bloed van Jesus Christus het gestort. Die teken is 'n totale afwassing van al ons sondes, sê dit vir jouself. En 'n versoening met God die Vader. Amen. Ons staan nou dan doen ons belydenis van ons geloof, gaan die nakry, is bietjie anders as wat julle ken, het so 'n bietjie om te skryf. Ons gaan rustig sê, uit ons harte uit, dankbaarheid, dat ons lewens weer aan God verbind. Kom ons sê dit hardop. Ek glo dat God my Vader is, en dat my Vader die almagtige Skepper van hemel en aarde is. Ek glo dat Jesus Christus my enigste koning is, dat hy gesterf het sodat my sonde vergewe kan word, dat hy uit die dood opgestaan het sodat ek 'n nuwe lewe kan leef, dat ek opgevaar het na die hemel om vir my met die Vader in te tree, en dat hy weer kom om alles volkome nuut te maak. Ek glo dat die Heilige Gees aan my gegee is om my in die volle waarheid te lei en my aan God gehoorsaam te maak. Ek glo dat ek in Christus deel is van die kerk en dat alle gelowiges my broeders en susters is, saam met wie ek in liefde moet leef as die huisgesin van God. Ek glo dat ek in Christus 'n kind van God geword het, die ewige lewe ontvang het en eendag uit die dood sal opstaan om vir ewig in God se teenwoordigheid te lewe. Amen. Kom
ons net die Here met ons offergawes as dankbaarheid. Ons lees vanoggend Johannes 20, verse 26 tot 28. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna het hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in sy sy en nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God, kom ons bid saam. Onse Vader Jesus, ons Verlosser, ek loof U dat ek U kind is en dat U my liefhet. Tog voel dit soms of U ver weg is. Wys my sulke tye of dat ek dalk nie iemand of iets anders as U begin getrou het nie. Werk in my deur die Gees, dat ek altyd op in U alleen vertrou. Ek weet U sal met my wees. U sal altyd met my wees en hou my aan U. Ek loof U. Amen. Ons sing nou 'n toewydingslied, lied 308, verse 1, 4 en 5. Neem my lewe, laat dit Here. Die Here seën vir jou en vir my. Ontvang hierdie seën en as ons dit nou ontvang het, gaan ek op die woord bly.
En kyk net weer bietjie daarna. Maak dit jou eie. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in die waarheid lei. Amen. Neem dit net toe. Maak dit jou eie. Ook vir die week wat voorlê, die seën van die Here. Kom ons bevestig dit, nou het jy die amen gesê.